George, skryf enigiets, ou. Lisa. Oké, Christo, aangesien jy so entoesiasties is oor jou goedig, kom ons begin sommer by jou. Toe, Christo, kom ons hoor. Dinge is nie meer dieselfde nie. Dit wat lig was is ewe skielik donker. My vriende, my familie, my geloof. Ek wens ek was nog jonger. Die dag is donker, die nag is hel. Here, U voel so ver weg en ek kan dit vir niemand vertel. Ons was so close, ek en U, maar deesdae voel dit ek ken U nie. Help my asseblief, Heer, wys my dat U luister, want op die oomblik is ek verlore nie luister. Wel, Christo, ek weet nie waar jy daardie gedig opgespoor het nie, maar ek is bly jy neem dit aan die klasaktiwiteit deel. Toe, Abel, kom ons hoor jou gedig. Juffrou, my inspirasie is weg, juffrou. Ek het vandag 'n gedig geskryf. Enige goeie skrywer kry soms writersblok. En dit is presies wat ons vandag gaan behandel. Die Afrikaanse woord vir writersblok is skrywersblok. Dit is wanneer die kanaal tussen jou pen en jou verbeelding verstop is. Hoe gaan dit? Seker alraai. Ek het daai gedig gelees, is jy okay? Dit is baie diep. Ja, dis fyn. Christo, Ja? die gedig van jou was mind-blowing. Sê omgee as ek dit inskryf vir die skoolse koerant. Nee, ek dink ek sal vir myself hou, jammer. Jy seker? En ek dink ons baie mense wat... Nee, ek het gesê nee, jammer. Ja, die gedig. Hallo. Hallo pa. Wat is daai? Dis 'n gedig wat ons vandag moet geskryf het. 'n Gedig? Kan ek dit lees? Ek verkies eerder nie, dis baie persoonlik. Ja, soms weet ons hart bietjie meer as wat ons kop weet, maar dis goed om iets op papier te sit en so uit te figure. Maar ja, hoe was jou dag? Was alright. Kon beter gegaan het. Abel, kom gooi so. Doen my guns. Vat hierdie vir my in asseblief. Hoekom het jy taart gekoop? Want ek het iets spesiaals vir haar beplan. Sal jy asseblief? Ja. Dankie. Het julle seuns toe nou uiteindelik besluit om terug te keer huis toe? Wel, Abel was eens bly om my te sien vandag. Hy sies Abel, hoekom nie? Ek het dit net nie gewys nie. Tipiese mansmense en hulle emosies. Lyk my of verander regtig elke dag meer in jou en Tashies. Ag, sis, jy's lelik. Ons het besluit om jou te verras. Wel, kon julle my nie verras voordat ek begin aandete maak het nie. Sis! Ek weet
Elise! Okay. Nou het jy dit te ver gevat. En wat gaan jy daaroor doen? Waar is Albert? Ek weet nie. Ek gaan gaan met hom gaan gesels. Waar werk? Laat ek sien. Julle nee, hoekom gee julle vir julle sulke moeilike gedigte? Ek weet nie. Is iets fout? Nee, niks is wat nie. Ek sal oud. Jy weet jy kan nie enigiets met my deel, nee? Ek weet. Moenie nie jouself uitbrand nie. Hy is besig met sy huiswerk. Okay. Hy werk nogal baie lately, hè? Of is dit? Ja. Hy was nog nooit so werkgeoriënteerd. Werkgeoriënteerd. Jy net maar gebruik groot woorde vandag? Ek's ernstig. Hy is deesdae so afgesonder en hy glimlag skaars. Ek is seker dis 'n fase. Ding is, hy lyk nie meer vir my so gelukkig soos hy altyd was nie. En hy het nou die dag vir my gesê die kinders terg om by die skool. Dit mag dalk 'n effek hê op sy gemoed. Moenie so stres nie, wat? Hoekom pla dit jou so baie? Dis net ek het 'n gevoel Wat 'n gevoel? asof iets slegs gaan gebeur en ek weet dit klink stupid, maar ek kan nie ontslaa raak daarvan nie. Hey. Luister. Wat ook al kom, ons gaan daardeur kom, okay? Met geloof, maak nie saak wat kom nie, ons gaan daardeur kom. Is ons al nie self deur klomp struikelblokke nie. Ja. Toe klas. Wie van julle het nie die huiswerk gedoen nie? So, ek wil by elkeen 'n antwoord hê. So ons gaan hierdie kant begin. Ons begin met die eerste vraag. Abel, wat is die antwoord? Ek weet nie. Jy weet nie. Hoe kan jy nie weet nie? Hy was eienaar van hom. Dalk moet hy net badkamer toe gaan. Bertus, gaan kyk net gou-gou of Abel okay is. Hallo? Hallo ma. Kom maar alsjeblieft kom op.
Ek weet nie wat fout is met hom. Cheers. What's wat ou? Is jy fine, bro? Ek kan duidelik sien jy's af. Maar weet jy wat? Volgende kwartaal, so sommer aan die einde van die kwartaal kan ek, jy, Alicia en Bertus so net nooit na jou huis of my huis, dan kan ons net uitshaal, movie kyk. So ook dan nie vir movie uitkom, het jy gesien hoe kom lyk dit? Ek sê kwaad vir my. Hoe moet ek kwaad wees? Hallo, papa? Waar skool? Lag ek my. Alhoewel niemand lag vir jou nie. Niemand kan jy eers sien nie, wat bedoel jy, almal lag vir jou. Papa sal nie verstaan nie. Abel, gaan jy nie vir Christo groet nie? Nee, hoe moet ek hom groet? Hy lag vir my. Abel, niemand lag vir jou nie. Wat gaan hy doen? Ek weet nie, Abel. Ek dink jy sien goeders. Wat sal my eens doen? Hallo! Hi. Abel, gaan jy my nie groet nie? Gaan jy nie maar groet nie? Daar's 'n slossie kind. Hy het nie 'n lekker dag gehad. Ek verstaan as hy 'n slegte dag by skool gehad het, maar ek kan daarom sy ma groet. Wat, gaan jy nie praat nie? Tersius, asseblief. Hy het my gebel van die skool af vandag. Hy was in die badkamer gewees. In die badkamer? Weet jy nie ons laat stres vir jou, Abel? En vir wat? Dat jy jouself dinge verbeel? Praat met my, dammit! Tersius, asseblief, kalmeer. Elise, wat? Voel jy beter vanoggend? Elise, laat Abel die melk kry. Man, dit was nie so erg nie. Ek dink weet wat dit is. Anxiety. Dit kan dalk wees, maar dit verduidelik nie hoekom hy gedink het Christo kyk hom snaaks aan nie. Wel, dis begin. Kom ons vat dit net stap vir stap. Maar ek kan verseker sê, ek sal enigiets doen om my kind te help. Ek weet jy sal. Dalk moet ek die dominee bel om later met ons te kom praat. Ek dink hy gaan nie antwoorde hê. Pa, ek kan nie meer nie. Jy kan nie wat doen. Ek kan nie skool toe gaan nie. Jy sal net moet, Abel. Ek kan nie. Hulle lag vir my.
Hy gaan nie skool toe gaan nie. Kind is bang vir sy eie skorwe. Wat gaan ons doen, Elise? Hoe kyk jy so vir my? Hoe bedoel jy? Ek is misslik. Ek kan nie. Dink jy hierdie is snaaks? Nie vir my so kan. Kyk, op ons praat. Abel, wat is fout? Los my asseblief. Kom hier. Los my. Hey! Jy stamp jou in jou ma nie, hoor jy my? Ek hoor man po. Wat dink jy doen jy, ou? Kop af. Los my. Mara, Gaan dit self? Baie dankie. Tyds. Is alright? Oh, wat? Waar's Abel? Hy's in die kamer op die oomblik. Sit asseblief gerus en dan gesels ons met So, waarmee help ek vandag? Wel, net voordat jy gekom het, Abel het aanval gekry. Hy het vir sy ma gestamp. Hy het gesê hy haat ons en goed. Ons weet nie reg wat om anders te doen nie. Ek sien. Weet julle, ek het ook een van daai klokke in my huis. En ek het 'n hele ruk terug 'n les geleer, wat eintlik baie van toepassing is op hierdie situasie. Daai klok, né? Soos jy kan sien, een van die wysers is afwesig. Maar net omdat een van die wysers afwesig is, beteken dit nie dat die tyd stil staan nie. Sonder dat mens weet, beweeg die tyd aan. En voor mense ook kan uitvee, vind mens dat mens in 'n heeltemal nuwe plek is. 'n Plek van blydskap en oorwinning. As ek eerlik moet wees, ek dink Abel ly aan 'n klomp geestesontstelthede. Soos mense noem dit eintlik ook mental illnesses. Ongelukkig my vaardighede is nie so goed nie. Ek kan hom nie diagnoseer nie. Maar ek sal voorstel dat julle hom so gou as moontlik by 'n dokter uitkry. Ek dink dit mag dalk die antwoord wees. Hoe verduidelik ons sy kondisie aan die dokter? Wel, dit is baie moeilik om vir die dokter te verduidelik hoe hy optree as die dokter hom nie self sien nie. En hy is natuurlik nou nie in staat om eintlik dokter toe te gaan nie. So, Dominee sê dat ons moet... Die ding is, ek weet julle gaan deur 'n moeilike tyd en ek weet Abel tree nie nou soos homself op nie. Maar glo my, ek was ook al deur baie dinge gewees en die Here kom altyd deur vir 'n mens op sy perfekte manier en op sy perfekte tyd. Julle moet net hoop en vertrou en nie opgee nie. Julle is die enigste mense wat hom op hierdie stadium kan help. So druk net deur, moenie opgee nie. En ja, byt vas. Ons weet wat ons moet doen. Wat gaan doen allemaal? Nee, kan niet meer. Ja, wat ga ik doen? Hoe kijk je eens voor mij? Je niet voor mij kijken. Kijk je, los me uit, alsjeblieft. Alsjeblieft, los me niet uit. Ja, nou, Amboy. Hier, help mij, alsjeblieft. Dat kan niet. Ek weet jy sê jouself wel, Abel, maar ek sal enigiets doen om jou te red. Ek gaan onmiddellik weer vir die dokter huis. Wat is weird? Abel is weer nie by die skool vanaand nie. Ja, dis nog nie aardig. Dis nie hy nie, jy weet. Ja. Hy is altyd by die skool, nou is hy nie by die skool nie.
Gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie Tannie. Hey! Gaan net daar deur, ons kry nou vir jou sommer 'n koeldrank. Gaan nie. Is Christo, like dit? Dit gaan baie goed, dankie oom. Lekker man. Kan ek vir jou 'n koeldrank kry? Ja, asseblief oom, dankie. Yes, Abel, hoe gaan dit met jou? Voor hierso Tom, ek voel ons iets wat jou pla. Dis baie duidelik en ek as jou beste vriend, ek kan dit sien. Ek mis jou by die skool. Ek mis die klaar oor meisies. Weet jy hoe lekker was dit? Die tyd waar ons net soos stront aangejaag het en goed en soos ek mis dit, jy weet. Abel, die skool is vrek boring sonder jou. Ek en Alicia mis jou vreeslik baie. Christo, wag gou. Sorry oom, ek moet gaan. Ek verstaan net nie waarom my anders teenoor my optree nie. Ek was by die dokter vandag gewees. Hy het gesê Abel is nie homself deesdae nie. Hy kan nie help hoe hy voel nie, verstaan? Hy kan nie help hoe hy optree nie. Sy realiteit is heeltemal verwring en is asof hy die heeltyd in 'n ander wêreld leef. Hy hoor stemme, hy's maklik aandagafleibaar en emosieloos. Hy sien dinge wat nie daar is nie. Sy gedrag kan in 'n oogwink verander en hy's heeltemal onvoorspelbaar. Maar ons moet probeer sterk bly. Hy ly aan 'n ernstige siekte en ons moet net geduldig wees. Die dokter het vir hom 'n kalmeermiddel gegee en dit lyk asof dit darm 'n effek op hom het. In die geval van mental illnesses moet mens maar 'n trial and error doen totdat mens die regte pil kan kry. Wat werk vir een mens mag dalk nie werk vir ander nie. So wat Abel het is ernstig. Ja, maar ek en Elise, ons bly hoop en bid dat dinge beter raak. Ons gaan nie rus totdat hy weer homself is. Ons sal alles in ons vermoë doen om hom terug te kry na sy ou self. Ek kan nie meer. Is nie alleen nie. Weet jy dit? O ja oom, ek sal vir Abel bid. Ek gee jou my woord. Weet jy wat? Dis die eerste keer in 'n lang tyd wat ek jou so behoorlik sien, Ayel. Dis die eerste keer wat ek in 'n lang tyd my seun sien. My sagte seun. Hoi, ek glo dit nie. Kyk wie het uiteindelik besluit om sy nes te verlaat. So, voel jy beter? Ek is bly. Yes, Christo. Lyk my die pil het gehelp. Ons albei het verskriklik vinnig verander. Ek is so bly. En nou? Christo het my genooi na braai toe. Wanneer? Vanaand. Ja, dis kort kennisgewing. Wel, hy het gesê, dit is geskuif na vanaand toe want die ander mense kon nie kom nie. Ek dink dit is 'n goeie idee. Ja, Alicia het gewoonlik 'n goeie effek op jou. Okay, nee reg. Ek sal my sleutels gaan haal. Rugby te speel man. Ja, ek sien. Hierdie motivering nie nee. Ja. Ek het ook al gehad, maar die ding is ek het nie wat op gekry by my ma en ek moes. Hi Abel, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Hallo, Abel, gaan dit? Ja, dit gaan goed. Ek bly met môre aan. Nee, so. Braai lekker ouens. Ja, dit is baie lekker sover van. Ja, is goed.
So wat brand? Braaivleis. Okay. Obviously. Christy, julle kan julle asseblief die braaivleis gaan kry. Okay, lovebirds, bye. Ek het gewonder waar jy was die afgelope tyd. Ja, ek het eintlik lekker gevoel, nee. Hoe bedoel jy? Was bietjie depressief. Waaroor? Ek weet eintlik nie. Ek sal altyd my Abel bly, maak nie saak wat nie. Abel, mis jou regtig. Die ding is, ek sien jou regtig ongelukkig. En ek wil net jou help. En ek weet, dinge is nou op die oomblik moeilik. Ek wil net vir jou sê, ek is hier vir jou. Ek waardeer jou regtig baie as 'n vriend. Wat maak jy? Hey Abel, kom help my gou met die vleis. Jou Iriel, my eet hom hier. Alles wat ek los met. Oom, ek is jammer om te pla, maar Abel het 'n uitbarsting gehad, oom. Kan oom asseblief hom kom help? So right. Is jy okay? Dink maar Christus kwaad vir my. Nee, ek dink nie hy's kwaad vir jou nie. Ek dink net hy verstaan nie regtig wat aangaan nie. Maar dis okay, jy moenie daaroor worry nie. Okay? Drink. Abel, ek is moeg beklei. Drink in die pil asseblief. Paul, los dit net. Dinge gaan nooit beter raak nie. Daar's geen hoop nie. Weet jy, ek glo jou eintlik. Hoe moet ons jou help as jy nie gehelp wil word nie? Hoe moet ons geloof hê as jy nie eers meer glo nie? Uiteindelik sien jy die volle prentjie. So dis dit. Ek en jou ma gaan nooit sien hoe jy in 'n sterk seun verander nie. Ons gaan nooit sien hoe jy trou eendag nie. Nee, julle gaan nie. Dalk is jy reg.
Ons het jou samewerking nodig as jy gehelp wil word. Maar as jy nie saamwerk nie, dan is ons hande vasgebind. Het jy 'n pil gedrink? Dink jy die snaaks, hè? Wat is snaaks? Weet jy? Jy is nie meer die seun wat ek gehaat het nie. Daai gae is weg. Waar is jy? Abel Venter was saggeaard, vriendelik. Ek soek my seun terug. Jou ma soek haar seun terug. Jou vriende soek vir Abel terug. Abel, God se opinie oor jou, nee, is al wat saak maak. Maar ek kan nie meer vir jou doen nie. Ek is klaar, my seun. Ek is moeg. En ek kan nie meer nie. Here, help my. As jy werklik bestaan, wys my jou. Help my om te ontsnap van die duister, Here. Ja? Ek wil weer eens 'n pil drink. Het ons seun verloor aan hierdie siekte? Ons moet net aanhou glo.
Elise, ons bid nog die hele tyd. En niks gebeur nie, niks verander nie. Wat help dit? Kom eens probeer net nog ek. Asseblief. Is al wat ons kan. Ek glo die Here sal vir Abel genees. Dis veral in die donkerste tye wat geloof nie sterk staan. Here, ons kom vanaand na U toe, gebroken en moedeloos. Ons mis ons seun, ons saggeaarde, pragtige Abel, en sy vriende mis hom. En dat U vir ons deurbrok sal bring, en dat U met ons sal praat, en dat U vir Abel sal lei, en dat U asseblief sal genees. Ons was op keer hierso, waar ons nie weet wat om te doen nie, en ons het al keer op keer vir U gevra om ons te kom lei, en U het, ons vra dat U dit asseblief weer doen. Drink. Ja. Wie zeg ik? Abel, gaan dit my breek? Gaan dit uit. Ja. I'm oud, daar's 'n loser. Ja, ouens.